Is jy gereed om te skater van die lag vir skoon skreeu snaaks Afrikaanse komedie? Hierdie is die show wat jou wys hoe werk die kop van 'n komediant wat glo meeste goed in die lewe is skater snaaks. Hy's 'n expert wat glo jy kan enigiets in Suid-Afrika verkoop. Jy kan 'n swaalkie en 'n volstrys kruis en jou creepy crawly hoor jou as jy met hom praat. So, strap jouself vas en klap jou hande, want hier is Leon. Lekker. Ek het nie gedink, en ek het nie geweet, Skatersnaaks gaan 'n tweede episode maak nie. Ek het nie geweet nie, maar ons weet min goed in die lewe. Ek wil julle vra om my te help. Meeste goed in die lewe is? Skatersnaaks! Jy moet dit glo as jy dit sê. Dit is so belangrik dat as jy nou hier uitloop, na ons Skatersnaaks show, dat jy gaan kyk, wat is alles snaaks? Want ek sê jou, alles is snaaks. Het hang net af, hoe jy daarna kyk. Alles is snaaks. Ek het besluit om op te hou met myself te praat in die publiek. Maak mense bang. Ek het nou die dag by my meisiekind in sy gala gesit. My galas is dit so, jy is 6 ure daar. En 32 sekondes van aksie. Hele dag met die gala. As a dad, I love my daughter. Ek is baie mal en sy is besig om regtig. Sy gaan swemkampioen wees, ek weet dit eendag. Sy gaan definitief, ek meen, sien hier heen. Kyk mooi, ek gaan môre terug. Ek wou nie die label afval nie. Sê my vrou, sy ken 'n manier om hom terug te soek. Ons wou regte bakstene gebruik. Ek dink ons nee wat. Ons bring dit. Het julle agterkoms bring? Lyk ek. Oh, ja. Ek sit by die gala en daar's 'n ma en haar kinders wat so op 'n kombersie net so eentjie agter ons sit. Ons kamp soort van uit maar by die gala. Ou moet maar, jy weet. Al die paas sit daar. Het jy geswem? Hardloop in die handdoek. Jy is laat. Hardloop in die handdoek. Mooi my liefie. Mooi my liefie. Mooi my liefie. Sit ek by die gala. Maar nou is ek besig om goed te werk. My kop werk die hele tyd. Ek sê mos, vandat ek gebore is, gebeur aanhoudend goed. Nou net aan gebeur. Ek moet nooit uit vir myself nie. En nou gebeur al hierdie goed met my, nou sit ek daar, nou praat ek met myself, jy weet, ek is besig om songs te skryf, of ek is besig om nog 'n Skatersnaaks joke uit te dink, of net iets snaaks in die lewe raak te sien, en nou sê ek het myself, dan dink ek, as ek het hoor en is vir my snaaks, mag 'n gehoor dalk dink dit is snaaks, en as ek so omkyk en sien ek die tannie, met haar 2 kindertjies, af van die kombersie af, kom skuif so 'n bietjie terug, hoor? Sit hulle daar. Jy het al gesien. Ja, jy weet hoe voel dit as jou vrou vir jou sê, as dit 'n ou agter jou, maar nie nou kyk nie. Ja, wat van hom? Nee, die ander kant. Nou sit hier die ma en die 2 kinders. As sien ek die ma praat met die kinders. So agter haar hand. Kinders weet nie om goed weg te steek nie. Weet nie of groot mense het nog nie agtergekom het nie. Seker die 2 kinders. Jy het al gesien die Renault-kar, ne? Renault-kar is ou agter jou. En hy's geïrriteerd met hoe jy bestuur, dan jy hoef flikker aan vergeet of jy het, of wat ook al. Ek kom agter my bestuursvernuf is besig om so 'n bietjie af te typer deesdae. Ek is nie meer heeltemal so skerp nie, jy weet. So in die verkeer maak ek ouens partymal, ek bedoel dit nie, maar ek meen nou, dis my flikker aan en
sit ek hom af. Sien ek die ou hier agter my, dan wil hy hierdie kant toe uit, nou, ek ry te stadig na sy sin, whatever. En dan sien ek, hy sê iets, so wat ook al, en my spieeltjie, dan kom hy verby, dan kyk hy daai kant toe. Dan ry, sy 3 kinders. Wat het hy gedink? Hy gedink het gaan 'n geheim bly. En nou ry sy regte vark, regte idioot. Ja, jou Volkswagenkie vir hom, uit die pad uit. Sy kinders. Jy weet nie wat my pa van jou gesê het nie. Maar ek neem nie kwalijk nie, my vrou, ek gaan nou die dag iets haal by 'n plek. En verkeer in Gauteng, die van julle wat enigstens Gauteng se verkeer al hanteer het, of probeer hanteer het. Maar nie maar nie, daar kry ons Gauteng, dat ons probleme opgelos. 45, Joburg toe, 45 terug, R90 'n dag, almal gaan dit gebruik. Ja, sure. So ek moet vir die baas sê, gee my R90 'n dag meer om te gaan trein na die werk toe, dan behoort ek dalk op tyd te wees. As ek 'n taxi kan kry van my huis af na die stasie toe. Ja. En ek word nie gehijack of geroof of wat ek al op pad nie. Ek is nie negatief nie. Maar, ek sê dit is my hoogs onwaarskynlik. Ek weet, gelukkig is dit nie die Kaap nie. Jy weet, hulle gaan hom dalk klaarmaak hier. Ek het al gesien. Kaapnaars het so half 'n tendens waar hulle iets begin en dan maak hulle nie klaar nie. Major construction, by the way. Ons sien 'n highway daar in die Kaap. Ek weet wat het gebeur, die lunchklok gelei. Ja, okay guys, lunch. Hier staan die flyover. Guys, are you gonna finish me? Are you gonna just keep me hanging here? Arme flyover. Kaapnaars gee heeltemal 'n ander betekenis aan die woord of ramp. Nou ry ek, verkeer is mal, gaan net heeltemal wanorde, chaos in die verkeer. My vrou bel met my selfoon, jy moet pas op, ek hoor op die nuus hulle sê daar's 'n ou wat in die verkeerde rigting op die snelweg ry. Ek sê dis nie een ou nie, dis omtrent almal. Sy sê kom uit daar. Sy moet gaan brood koop. Oei, en ek het baie vrae oor die lewe. Borde wat sê danger potholes. What's the story? Ek meen, jy weet, hier ry jy, dodgy potholes, okay? Elke 3 kilometer kom jy ry by 'n bord verby wat sê, danger, potholes. Dink 'n bietjie mooi, hoe daai bord daar gekom? Iemand het in 'n trok geklim met 'n graaf, 3 ander ouens, hulle naam is bordplanters. Hulle ry oor die potholes, hulle tref elke pothole. Hoekom? Want daar's nog nie borde wat sê, danger, potholes. Dan stop hulle. Dan grawe hulle 'n gat. En hulle plant 'n bord. Wat sê danger potholes? Ek weet nie wat maak hulle met die grond wat uit die gat uitkom nie. Ek weet hulle was daar. Hulle was actually daar. Hier's die pothole. Hier's die bord. We're sign planters. Ons maak nie gate toe nie. Ons plant borde. Ek sê jou, dit is net. Kyk, die Bybel is my 'n baie kosbare boek. Dit is 'n sterk integrale deel van my lewe. So ek spot nie wanneer ek oor die Bybel praat en wanneer ek spesifiek oor die tema oor geloof of oor die Bybel gaan nie. Maar as mens byvoorbeeld vat hoe mense betrokke raak in die creation versus evolution debat, dan is daar soveel intensiteit daar, dat ek net voel, dis nodig om met wat ek doen, net so 'n bietjie die spanning te breek. Die debat is nodig, maar die spanning kan 'n bietjie gebreek word, en dis al wat ek doen, as ek oor die Bybel praat. Ek het vrae oor die Bybel, nou ek meen, ek is nie krities nie, ek is nie iemand wat negatief is of so nie, glad nie. Maar net, selfs as ek die Bybel lees,
wat vir my 'n wonderlike boek is, dan sien ek kort goed, wat ek myself oor laat wonder. En ek meen, ek glo die vreugde van die Here is so 'n ou se lewe, dat ek ook daardeur partymal die humor kan sien. Maar ek bedoel, ek vra myself vrae af, soos, Noag, hou jy van water? Ek meen later nou. Pa, kom ons gaan swem nie, gaan julle maar. Jona en Sekos, hè? Ek wonder maar net. Ek weet, 2 maande later, Abraham sê vir Isak, kom ons gaan kamp. Ja, vat my boetie. En julle weet ek spot nie, dis net ek meen, dis maar net hoe ek is. Okay, baat, ons vat die hond. Julle ken vir Steve Irwin? Steve Irwin, die Crocodile Hunter. Het julle al ooit 'n meer positiewe en entoesiastiese mens as dit gesien? Ek meen dis net incredible. Steve is net hierdie ou, die lewe is net te klein gewees vir hom. Ek meen, ons het regtig dink ek die wêreld is armer nadat Steve gesterf is, en ek bedoel dit uit my hart uit. En ek meen, hy het te vroeg gesterf en hy het soveel gedoen vir nature conservation en vir education en alles. Dit is incredible. So net nog sulke mense in die lewe gehad het, jy weet. Maar nou Steve in 'n beter plek. En ek kan myself net nie help om te wonder. Steve kom in die hemel. Eerste ding wat hy sê, crikey! A 30-foot angel watches I try and catch it. Hey, I'm Gabriel, who are you? Jy kry kunstenaars en jy kry komediante wat met hulle gehoor spot. Jy het agterkom, ek doen dit glad nie. Nee. Ek spot nie my gehoor nie, ek pik nie op mense oor die manier hoe hulle lag of hoe hulle lyk of iemand wat iets per ongeluk sê of wat ook al, en dan gaan ek aan op dit nie. Ek dink dit is cheap, ek dink dis net nie goeie comedy nie. Behalwe as dit Christen is. Ek pik op Christene want hulle moet my vergewe. Net soos dan draai die ander wang. Jy sien, ek dink ons verstaan die draai die ander wang ding partymal 'n bietjie verkeerd. Party ouens gaan net, dit is net suckers vir punishment deur die lewe, want dit sal van hulle beter mense maak. En die lewe skop en slang. Dit saf, die juk is lig en die juk is sag en die las is lig. En intussen sê die Bybel draai die ander wang, is reg, ja. Maar hou net 2 wange. Ek meen, weer al kom tyd waar dinge net eenvoudig ophou. Dan sê jy die ding van evolusie. Ek meen, as jy die evolusie skepingsdebat oral aan. Ek weet nie hoekom, waaroor stry mense nie. Jy weet, ek meen, so ooglopend. Alles in hierdie wêreld is gemaak vir ons. Ek meen, ons was nie die evolusie leer probeer vir ons sê, ons is nie beplan en gemaak nie, ons het gebeur. Ja. Eendag per ongeluk vlieg 'n amoeba en 'n paravis vas. Daar's oupa. Ons is nie geskep en gemaak nie, ons het gebeur. Om die waarheid te sê, nou mooi daaroor dink, ken ek 'n paar goeie Christen vriende wat dalk in die evolusie leer glo. So sê, ek weet nie, my vrou verwag weer, weet jy hoe dit weet nie, net gebeur. Daar is nie nou verwag sê, net gebeur. Ja, moet ons vir ons kinders leer, ons het net gebeur. Ons, soos ons deur die wêreld gaan, sal ons die mense wat ons ontmoet, moet leer verstaan, nie noodwendig hulle taal nie, maar ek het nou die dag het ek besef, toe ek in 'n ander land was, weet jy wat, skole maak mens dom,
Skool maak mens dom. En dit is wat hulle doen. Skool is daar om een ding te doen, om jou dom te hou. Man, ek loop in Duitsland. Daar's 3-jarige kindertjies wat vlot Duits praat. Hoekom? Want hulle is nog nie skool toe nie. Probeer jy nou Duits leer? Die das wat boos was. Jy weet, dit is net onmoontlik vir 'n groot mens om te leer, om te probeer leer Duits praat. Hoekom? Skool het jou afgeleer om te leer. Of vir my ten minste. Hulle het my geleer memoriseer. Dis al wat ek gedoen het. Ek het 12 jaar so goed gememoriseer. Toe ek uit matriek uit kom te download, ek het 33,3% op standaardgraad. Ek weet, imagine wat ons education system doen. Hier gaan ons, dit is 'n syllabus, right? 'n hele syllabus van 'n matriekeland. 12 maande se werk. Hulle stel 'n vraagstel op wat, volgens statistiek, jou kan toets oor ongeveer 15% van die syllabus se inhoud. Hulle sê dis cool as jy 60% van die 15% ken. Ons paas jou, jy is slim. Jy is 'n skoolverlater. Dit werk uit om 2,326% van die syllabus. Weet julle wat's great? Die syllabus is ongeveer 0,012% van die veld van inligting waaroor hulle jou geleer het. Jy weet niks. Jy dink jy weet wat Pythagoras gedoen het. Hy het nie eens geweet wat hy doen nie. Die probleem, ons is fine in Suid-Afrika, die probleem wat party nasies het, soos die Russe. Ek weet, hulle lyk altyd kwaad, hulle is hulle hoe vriendelik. Jy het gesien, Rus, jy het nie gehoord wat hy geroep. En dan begin dit stel met Orpitof. In Afrikaans beteken dit, hallo, welkom in ons mooi land. Japaneese, shame. Hulle lyk altyd vriendelik, hulle is hoe kwaad. It's incredible. Maar elke mens is warm onder die ligte. Elke mens in die wêreld is gemaak soos hy is met 'n spesifieke doel. En ons verstaan dit nie altyd nie. Ek het dit nooit verstaan nie, op skool. Ek weet, hier's ek. Lyk heel wat anders as die meeste van die kinders. Maar juffrou probeer vir my sê, jy's uniek. Ek sê, dis die probleem. As ek maar net kan inblend. Jy's so uniek, soos 'n pysie op 'n vark se bout. Hier's ek uniek. Vir jare lank was my bynaam op skool H2O gewees. Reg lag. Die van julle wat geskiedenis gehad het sal weet, dit staan vir of wat is dit? Matrikskunde. Matrikskunde? Skynat. 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 'n skynat 'n vak. Regtig? Ek het nooit geweet nie. Nee, vrou, ek het nie my broek gepiep nie, het skynat te wees. Hoekom maak hulle skoolklere so? Dis kakie. As dit droog is. As dit nat is, is dit chocolate. Kyk! Ek het 'n lae selfbeeld, dis hoekom ek huil in my broekpiepies, juffrou by haar. Ek kan dit nie weg, hoekom maak hulle skoolklere soos? Belaglik. Had hy in my geval het gestaan vir helse 2 ore.
Dit was toe, voor ek terapie gehad het. Want ek het gegaan vir terapie. En toe vertel ek my storie. Ek kon nie omdraai om gebore te word nie. My tienerlewe was hel. Ek het gevoel ek wil myself van kant maak. En hy kyk my so. Hy kyk my so met 'n teer uitkyk so en hy sê: "En hoe laat dit jou voel?" Hallo. My sussie vat nou die dag 'n hond, my sussie, true story, né? Real footage. My sussie vat 'n hond na 'n hondesielkundige toe. Nie 'n dog whisperer of 'n ding nie, 'n hondesielkundige. Nou sukkel sy met die hond uit die kar uit te kry, want die hond vreet alles op, hy slaan duike in alles, klim op alles, spring oor alles, breek alles. Partymal kry sy kuiermense 2 dae later. Ergens op 'n dak. What are you doing? Oh, we're leaving. Sy vertel dit vir jou. Sy sê ja, die hond vreet alles op, hy breek my kussings, hy gaan mal, die kuiermense is bang, die boewe kom nie naby my huis nie, dis 'n goeie ding, maar And how does that make you feel? Sy sê, dis nie ek wat die kuiermense bespring nie, is die hond. Praat met die hond. Nou kom ek terug, nou weet ek, dat is my 'n beter lewe. Dis nou hemelse 2 ore. Nou gesels ek met die ou wat my gehelp het. Hy vertel vir my, waar hy vandaan kom. Die meeste mense het hulle eie geskiedenis, het maar hulle eie baggage. En voor ek myself kon kry, te spil hierdie ou beraader sy baggage. Hy vertel vir my, hy het altyd geglo. Hy was 'n mieliepit. Een of ander fobie of iets. Maar hy kon nie ontslaa raak af van nie. En hy het 5 jaar van terapie deurgegaan, voordat die deurbraak gekom het. En toe die deurbraak die dag kom, toe voel het vir hom, 'n nuwe lewe gaan vir hom oop. En hy huppel en stap daar uit. Hy het gewoonlik daar ingekruip. So bang was hy vir sy omgewing. Hy stap daar uit, 'n vrye mens. Uur en 'n half later is hy terug. Wat nou? Ek het gedog ons het nou deurgebreek. Ek het gedog ons het dit deurgepraat. Jy is nie 'n mieliepit nie. Weet jy dit nou nie meer nie? Ja, ek weet dit. Maar wie die hoenders het? Ek sê vir ou, get a life man. Jy sien, een of ander duidelike uniekheid aan jou, soos jou ore. Of jou bles, wat op 3 begin het. Gister toe my hare laat sny. Sê die dametjie vir my, oh, you're going bold. Ek sê, dat is nie. Ek gaan nie bold nie. 20% van my hare is net versprei oor 80% van my kop. Dus jy moet sê, ek's bold. Op skool, as jy so uniekheid het, kan ek jou nou garantie, die ander kinders op skool gaan dit sien. En hulle gaan jou aanmoedig om nie daarvan te vergeet nie. Al die name wat hulle my genoem het en goed. Jy weet,
handpomp en you name it. Nou kom ek, en as ek op 'n verhoog klim, wat net 'n bietjie lyk soos 'n skoolverhoog, dan kry ek sulke rillings. Want ek onthou dit so goed, daai dae van jaarblad foto's. Met die koorbankies wat uitgepak word op die verhoog. 'n wildvreemde fotograaf wat 44.000 kinders se foto's gaan neem. Hy ken niemand by die naam nie. So hy praat beduie taal. Hy probeer hierdie foto van die klas 'n bietjie isometries, wat isometrie, wat gelyktydig kry. Op. Whatever. Hulle dieselfde links as regs. Met al hierdie unieke kinders. Nou moet hy die foto uitgebalans kry. Maar nou moet hy van die paadjie af met ons hier op die koorbankies praat. Terwyl ons almal baie lus is vir hierdie fotoreemery. Nou sal hy iets sê soos, lange raad, ja, jy lange, middel toe, in die middel. Rooie, ja, jy moet die rooie hare. Yes, jy daar langs hom. Ore. Ja. Ja, jy. Jy kom af, dan kom sit jy hier voor, anders is daar 2 ouens wat nie gesien word nie, kom. Vat ek my stukkie selfbeeld in my hand, gaan staan ek hier onder. En dis wildvreemde mense, maar weet jy wat, partymal maak die mense wat jou die liefste het, wat jou die naaste aan jou is, maak hulle die meeste seer. Is dit nie so nie? Jy het al gesien hoe dit gebeur. Ek met my wonderlike ma, ek is so lief vir my ma. Want toe ek kind was, partymal, jy weet dan luister ek nou nie. Ag, soos die meeste kinders nou maar, van tyd om tyd, ongehoorsaam sou wees. Dan raak maar effe raad op, as hy die 67.000ste keer sê, kom eet. Dan storm sy op my af, en sy sê 'n ondeurdagte ding soos, het jy nie ore nie? En ma, wat dink ma as hierdie DStv? Blikskottel. Nou so gaan dit aan, ek word groot, die terapie begin vat, die berading begin werk, ek begin my verlossing opeis, en ek begin oorwinning ervaar, en ek besef eendag, weet jy wat, alles is met 'n doel so, want ek en my vrou loop op 'n vloeimark, verseker die woord, is 'n kunsmark, is in Pretoria, ons loop in Pretoria Oos, ons dogtertjie is klein, ek stoot aan 'n pram. Ons loop deur die kunsmark. Dit is nog dieselfde ou vloeie, maar dis nou kuns. Ons in die buitelug. Almal is gelukkig en tevrede. Ek stoot 'n pram deur plekke waar eintlik net all-terrain vehicles moet gaan. En die pram het sulke klein wielietjies, ek weet nie wie hulle gemaak het nie, maar hulle moet ophou daarmee. Het jy al hierdie kiri pushers gesien, hierdie klein prampies? Sulke bielietjies. Jy moet oor sulke boomwortels kom. Deur sulke potholes. Dan stoot ek ding, ek raak moeg. Nog nie, jene, kan nie die kind mee in die ding stoot, nog. Sy's nou net, was Keilakie gewees, sy's nou net so jaar oud, maar Ruggie is nou net so, sy kan regop sit, ek dog, maar dan gaan die kind op my skouer sit, kan ek aan hom dra, want jy weet, dit is nou net, eenvoudig te heavy met hierdie pram, maar sit ek haar op my skouer, sit sy daar, lekker, gryp allemaal sy klokkies en koper goedjies van die bome af, en ek nou pik my koes, ja, tenminste is daar meer excitement die dag, en ek trap op 'n boomwortel of in 'n gat of en ek verloor my balans. En die kind gryp, dat sy nie moet val nie. 2 raaie, waar gryp sy? Kayla se panic handles.
Net daar besef ek alles in die lewe het 'n doel. Amen. Maar nee, ons wil alles verander. Cosmetic surgery. Ja, ons wil net alles change. Ek mind nie dat 'n vrou na haar kyk en mooi dink, maar ek weet jy weet, as jy soveel cosmetic surgery gehad het dat jy hele trane by jou rug afloop, moet iets vir jou sê, daar's iets fout. Jy weet? Nie meer een tak nie. Nou hoor ek as 'n boer in Oudtshoorn wat het nou reg gekry het om 'n volstruis met 'n swaaltjie te kruis. Regtig? Reine waarheid. Nou reg gekry. Nou sit hy met 'n groot voël wat gedurende die wintermaande na warmer lande toe loop. Ding is, hulle probeer alles aan ons verkoop deesdae. Ek het nou dit as waarheid aan julle verkoop. Ja, ek spot. Hulle lyk soos family, ek moet nie anders spot nie. Sal my terugkry. Ons lewe in 'n wêreld waar ons consumers is. Ek meen, ons het mense wat goed maak en ons het mense wat goed gebruik. En hierdie wêreld word net so dat alles wat jy doen word 'n consumable. Jy weet, selfs jou selfoon, jou kar, alles is besig om 'n consumable te word. En alhoewel dit vir my half 'n bietjie van 'n ernstige saak is, voel ek dis nodig om daaroor te joke. Ek weet, dit wat ek opgeconsume het, kan ek as gemors vir iemand anders gee en hy kan dit verder consume. Ons soort van refine ons consumership, jy weet. So, die feit dat ons in so 'n geweldige consumer-driven society bly, is vir my eintlik aan die een kant 'n bron van groot komedie. Maar weet julle wat? Ons kyk TV. Het jy al gesien hoe verkoop hulle goed aan ons op TV? Hoekom moet jy dit koop? Because you're worth it. Is dit al? Want ek is so 'n potjie, R75 room worth. You're worth it. Koop dit vir jou. It's worth it. Nou triek hulle ons ook. Wel nee, hulle vra ons hoe die kinders triek. Want die kinders wil nie breinbrood eet nie. Toe gaan een company, toe maak hulle breinbrood wat lyk soos witbrood. Ja, best of both. All the goodness of brown bread disguised as white. Ek weet nie hoe disguise jy 'n kleur nie. Dink daaroor. Ek wil hy moet swart wees. Ons maak dit in wit, ons disguise dit as swart. Ek wil hier 'n nuwe BMW koop. Daar's 'n special in op die vloer. My vrou sê, moet hom nie koop nie, is 'n swart kar. Swart karre is warm. Verkoopsman sê my, nee, hier is 'n wit kar, ons moet hom gedisguise as swart. En so kom karre deesdae aan binnekant lyk soos airplanes. All the luxury of flying disguised as driving. So goed, jy sit jou sitkamerbank in die gym. Ja, all the goodness of exercises disguised as doing nothing. Ek weet, as klare TV. We're watching the sport channel. Hulle sal alles aan ons in Suid-Afrika kan verkoop. Ek sê julle nou. Jy kan, weet jy wat, jy kan ryk word. Moenie worry oor BBE en BEEC, DBE en wat ook al en al die goed nie. Moenie worry daaroor nie. Jy kan enige ding in Suid-Afrika verkoop. Ek sê nou vir jou. Moet ek dit reg kry? Van my knie in Universal Joints vir 'n oomblik. Weet jy wat? In die boubedryf is daar 'n groot nood. Daar's groot nood vir opplakdeure. Met signs op wat sê, absolutely no entrance. Maak plakpapier deure en verkoop dit in die boubedryf. As moet jy 'n deur insit, hoeveel gaan dit kos? R540. Nee wat, plak een op. Niemand gaan anyway daarin nie. Maar net lyk soos 'n deur. Weet jy wat? Ek gaan loop op die rand se skou rond. Daar's petrol saving devices. Ons mans like van hierdie gadgets. Die ou verduidelik vir my, as jy hierdie dingetjie in jou kar so vangprop lyn sit, net tuskant die distributor en die whatever. Dan bespaar hierdie ding jou 25% petrol. Stroes, en ek kan dit wys uit die data daar. Ek sê van gee my 5. Hoekom?
Ek's 'n goeie mens, ek het baie bure. Maar ek gaan nie vir hulle elkeen een gee nie. Ek maak my kar half vol petrol. Ek sit al 5 op. Ek kry 125% petrolbesparing. As die tank vol is, stap ek die helfte uit vir my buurman. Ek sê, dis mens moet hê, jy moet dit hard hê. Jy moet dit hard hê vir die mense om jou. As jy wil weet of jy enige iets in Suid-Afrika kan verkoop, luister iets vir iets. Hallo Nikkie. Is Henry Wilkinson hier so van Koeremans Knopgat of whatever? Ek het 'n BSA agterwiel nommer 28, fietswiel. Ek het 'n nommer 26, Psycho, briekblokkie. 1600 1924 Fiat engine blok met 2 pistons. En ek sal dit verruil vir wat jy het. Dis hoekom ek sê jy sal enigiets aan iemand kan verkoop. Hoekom? Want mense wil net nie hê wat hulle het nie, wil ander goed hê. Ek meen as 'n ou enigiets wil ruil vir enigiets. Ek wil net nie my gemors hê nie, geen jou gemors. Dis 'n nagmerrie. Ek loop nou die dag in. Dis hoekom ek sê mens kan enigiets verkoop. Ek loop nou die dag in Makro by hulle komputerafdeling. True story. Julle kan gaan opcheck as julle wil. Hulle verkoop daar 'n botteltjie compressed air, so groot. Met 'n nozzeltjie aan. R52. Compressed air. Air. Jy weet die goed wat ons verniet inasem. R52 in 'n botteltjie. Hoekom? Dat jy jou keyboard kan skoonblaas. Ek meen, R52. R104. Help me. Shopping TV. But that's not all. If you buy the Ice Melter 2000 right now, we'll also send you this handy underwater fire extinguisher absolutely free. Just in case next time your braai falls into the pool. Enigiets in Suid-Afrika verkoop. Jy kan ryk word. En as 'n ding nie meer verkoop nie, al wat jy doen is, jy verander hom. Wat is die ding met mini kos? Mini dit, mini dat, baby carrots, baby potatoes, baby tomatoes. Baby Brussels sprouts. Jy kan hom hoe klein maak, het smaak nog altyd sleg. Wat het jy gedink? Jy gaan die kinders oortuig as 'n ertjie. Mini Astros. Was 'n Astro nog ooit te groot? Hoe ek nou so lus vir 'n Astro, mense het iemand gehad om met my te deel. We have the solution. Mini Astros. Nou kom hulle uit met mini Pringles. Het julle dit gesien? Het julle die mini Pringles gesien? Hoekom lyk 'n Pringle soos 'n Pringle lyk? Omdat 'n tong lyk soos 'n tong lyk. 'n Pringle op 'n slag, op 'n tong op 'n slag. Nou vat ek hierdie mini Pringeltjie. Ewe skielik voel my tong soos 'n walvis in my mond.
Waar is die Pringle? Daar waar my stopsel was. Die hele Pringle. Ek neem nie kwalijk, die Pringles is baie lekker. Net vir die wis en die onwis. Nie gesoe raak hier nie, daar is niks fout daarmee nie. Wat ek nou sit en kyk is, hoe ons skoolkinders, byvoorbeeld, ek dink terug aan ons eerste rugbyspan. En onthou julle ons eerste rugbyspanne in ons dae. Dit was manne wat van standaard 7 af geskeer het. Dis ouens wat so geskram het. Kom boys, help 'n bietjie. Vandag se party eerste span rugby spanne op skool, lyk soos reënspinnekoppe. Jy sien die skram in die middel van die veld. Dis van al die mini-kos. Voor die kinders is tyd, man. Maar ek bedoel, die probleem is, groente, probleem wat ek het met groente is agterdog. Ek weet nie wie het besluit, hierdie is 'n groente nie. Dis die ding, iemand moes ergens gesê het, hierdie ding, hierdie plant uit moeder aarde uit, is vir human consumption. Wie moet besluit wat is groente? Is 'n demokratiese land hierdie? Sit met I&J en pot of gold, is ek en jy. Ek kan ons net eenvoudig 'n sensus hê op die land en sê, uit moet Brussels sprouts. Wie op aarde groente? Wie op... Ek meen, jy sien my nie dat ek toilet freshener loop en eet nie. Maar as dit gaan oor smaak, as sekere groente wat ek dink, jy weet wat, 'n ma en 'n pa het vir 'n naweek weggebreek om hulle self te vind. Was julle al op sulke naweke? Jy draai by die dood om. Het jy nie geweet, jou vrou het so 'n kant nie? Het jy gedink, een man kan so bang wees nie? Hoekom? Want sy het nie 'n toilet nie. Of warmwater shower nie. En elke aand hoor sy iets. Wie dan? Wat dan? Maar nou stap hulle op hierdie naweek, wandelpad, na in die Oos-Transvaal ergens, Nelspruit se wêreld. Die Bobbejaan Kloof, sterk wandelroete, whatever. Pa wil die natuur inasem, want hy's moeg vir die kantoor, die kantoor het hom op stres. So hy stop by elke dom, stupid klein dingetjie. Of het 'n voël of 'n blom of 'n skoenlapper of 'n plant of 'n bossie is, hy stop. En ma sê, kom, nou gaan dit net gaan. Kom ons net by warm water uitkom. Die volgende oomblik stop pa by 'n plant. Mookie, wat dink jy is die? Dit is die boek daar. Herboclarus lantivitis. Nee, hy het donkerbruin blare. Ma sê, pa, kom ons gaan net. Kom ons pluk die ding, vat hom huis toe. Kook hom en forceer die kinders om hom te eet. Dis hoe broccoli ontstaan het. Ware verhaal. Kyk, ek praat oor rugby spelers so goed. Ek was op skool nooit regtig 'n sportman nie. My probleem is ek is heeltemal te kreatief. Hierdie paal is aan nader. What gives? 160 meter. 80.
Hoe lank is die rugbyveld? Anyway. Vir my is dit net soveel lekkerder om. As ek tennis speel, die bal te vang. Oor die net te hekkie. Aan die kant die bal net nog eens keer. Touchdown! Sport is so boring. Kry net nie einde nie. Nou probeer ek maar. Want jy sien, ek het in 'n era groot geword waar ons moes. Hoekom? Want daar was nie genoeg kinders in ons skool nie. So almal moes rugby speel. Almal. Nou ek bedoel almal. Partymal het Leonie uitgevang. O meneer Bosch, ons houtwerk Onnie. Okay, sorry, ek soek het my hamer. Ek sal meneer Bosch nooit vergeet nie. Hy was so 'n man. Sit hy op sy stoel, langs sy lesenaar, met sy kosblik in die houtwerkklas. Eet hy sy brood. Het ons toetse gemerk. Nou kom Fanny. Kyk, Fanny was nou nie. Kom ons stel dit so uit, houtwerk op standaardgraad gaan. Hy was in my klas. Dan kom Fanny met sy toets na meneer Bosch toe. Ek staan nie by meneer Bosch, sê. Meneer Bosch, is hy 'n 6 of 'n 0? As dit 'n 6 is hy deur, jy sien. Meneer Bosch maak hy sy nulle mooi toe nie. Ek weet nie hoe wat my snaaks is nie, maar dan vat meneer Bosch hy ding so. Hy is 'n 0. Ek weet nie, ek het dit snaaks gevind. Dan speel ek rugby. Ek moet net, dan speel ek maar rugby. Ons het net 'n tweede span. Ons het nie ouens wat goed genoeg is vir die eerste span in ons skool nie. So ons blou die eerste span. Net die tweede span. Ons speel ook in die ander skole as die eerste span. Ons kan nie ons eerste span, ons het hom nie. Non-existent. So nou maak ek die reserve vir die tweede span. So reserve. Ek is toe met ander woorde 'n reserve vir een van die reserves van die tweede span. Want hulle het na my skills gecheck, jy weet. My spoed was okay, maar my rigting was nie so kwaai nie. Alle kant toe! Nou begin ek dit kry. Kry ek dit reg. Begin rigting hou en ek is mos maar kindsinnig, so ek dinge gebeur en dit trek my aandag af. Nee. Maar nou begin ek fokus en ek kry dit reg. Pauze, dan geef ons lemoene. Tweede helfte. Alle kante! Wat? Have a heart, man. Probeer ek ander sporte speel. My eerste game wat ek in elk geval rugby gespeel het, breek ek 2 vingers. En ek weet nie wat anders in my gemoed nie, maar my laaste game. Nou is ek in die huis, ek skryf liedjies, ek's baie mal oor electronics, ek bou klein radiootjies en oorlosies in en sulke tipe goed en ek is reg, true story. Sê my ma vir my sussie. Kry jy boetie 'n sport om te doen of iets? Weet jy nie van iemand wat sport of 'n ding doen wat saam met hom kan gaan nie? Ja, ma. Koert se pa het 'n boksklub. Hoe kom Koert daaraan? Hy gaan dit. Hy kom ek saam, ek sê my ma het jou gestuur.
Niks, wat? Ek sê, dan bly ons daar. Sportchefs aan die ander kant die berg. Nou besluit ek sal maar saam met 'n koert nou na hierdie boksklub toe gaan. Net kyk wat hulle daar doen. Boks het altyd my baie sin gemaak. Ja. Again. So that was a hard fight, and in the third round you got knocked out. What happened there? I don't know. For some unseen reason, this human being right across from me was punching me in the face. Nou kom ek by die boksklub. Nou is ouens wat skiep. Was 'n toegeboude dubbel garage. Koert se pa. Almal staan daar met hulle goeders. Ek kom ek aan. Ek het ritme, maar ek nie hoogte nie. Ek probeer ek. Okay. Skiepie skiep. Klink my nog erger. Nou deel hulle ons op, 2 by 2. Probeer ons so in saai sit. Nou gaan ons 1 minuut lank in die boks kruit. Want ek meen, 2 sulke teerpale, of 4 sulke teerpale met, lyk soos telefoonkabel op iets omgespan. 3 matrasse. Het jy al 2 boksers op 'n trampolien gesien? Was die boksklub. Beker staan so op die toolkas. Het so lank die welding machine. Nou deel hulle ons op en ek sien, wel, almal het 'n ou, teen wie nou gaan boks, net nie ek nie. Ek dink, wel is okay, staan maar hier teen die pilaar. Wag ek maar, staan ek maar hier teen die pilaar in die double garage. Gaan hy ons op. Nog 2 ouens. So gaan dit aan. Kom hulle by my, dink ek. Teen wie gaan ek fight? Anders lê almal hier. Kom ek agter die pilaar langs wie ek staan as jy ou wat teen wie ek gaan boks. Hy sit hier 'n mouthguard in, hy haal sy tande uit. Skielik maak David vir my baie sin. En ek het 'n onbeheerste begeerte na klippe. En die ou klim in die bokskruit. En hy help my in. Hy sê die ref, Koert se pa. Is die vletjie blad? 1 minuut. Nog 1 minuut. Ja, hoor van 'n dag is 1000 jaar. Hoe dink ek? Ek het 1 kans. Die wette van die natuur moet vir my werk. Las mal las arm is gelyk aan krag mal kragarm. Gravitasie en swaartekrag, al Newtons wonderlike uitvindsels, moet ek gebruik om terwyl ek in die lug is. En as geen ander manier ook by sy kop gaan bykom nie. Al my gewig in hierdie vuis in te sit. En dan moet ek daai ou flat op sy neus tref. En ek doen dit. Ek staan terug. En die ou begin so met sulke goed. Ek word en ek kry moed. En ek voel my bene word soos shock absorbers. En ek doen dit. 2 tree vorentoe. Poetjoep, in die lug op. Ska! En toe ek boos, waar die momentum draai en al die krag vir my werk. Met die afkom, slat ek al my gewig agter hierdie vuisie in.
Ek tref haar ou vol op die neus. Voel of ek 'n badspons slaan. Ek kom af en ek land. En ek staan. En ek kyk so vir die ou se naaltjie. Ek dink myself, hierdie ding moet nou begin beweeg. Miskien val hy van bo af. Nou kyk ek op. Hier staan Goliat. En van daar af onthou ek niks. Ek weet net, my ma het my wakker gemaak. Ek sê dis 1976. Veel vingers my kind. En ek is so besluitloos, ek weet nie, is dit by my vinger? Wat sê ek, 5 of 4? Jy kan nie wen nie, dis is die getroude lewe. Wat sê oor van die getroude lewe? Die getroude lewe is eintlik op sigself 'n groot grap. Weer eens dink ek is net nodig dat mense 'n bietjie die spanning uit dit wat ons so intens met mekaar ervaar die hele dag. Kyk, ons lewe letterlik in 'n wêreld waar alles ons druk van alle kante af. En ons het minder tyd om meer goed te doen en alles moet net vinniger en nooit ophou nie, het net aanhou. Jy weet, winkels bly die hele tyd oop en al daai tipe goeders. En dit plaas ook meer druk op 'n ou se huwelik. So, ek dink dis nodig dat 'n mens wanneer 'n ou komedie gebruik, dat jy gaan kyk na die goed waaroor ons eintlik beklei of vassit in stry in 'n huwelik. Sal jy agterkom is eintlik goed wat vrek snaaks is op die ou ende. Jy weet, as ons mekaar net kans gee om onsself so bietjie te distansieer en te kyk wat ons doen teenoor mekaar as getroude mense, jy weet, dan haal jy baie van die vlambaarheid van die huwelik uit. En jy weet, dinge gebeur net makliker. Ek sê nie die huwelik is 'n grap nie. Ek sê net, dit kan baie meer prettig wees as wat dit is. Want jy sien, mans en vrouens is verskillend gemaak, het jy agterkom? I mean, mans dink logies, in blokke, stapsgewys. Jy weet, kronologies. Vrouens dink glad nie, so nie. Vrouens voel. Hulle voel. Mans ontwerp grocery winkels. Met gange. Gekategoriseerd. Met naamlabels op. Wasgoedmiddels. En as jy 'n lysie het, en daar's nie wasgoedmiddels op nie, hoef jy nie daai gang af te loop nie. Ons is slim. Ek gaan my vrou nie gang af. Ek sê, hey, as die wasgoedmiddels nie op nie, hoekom loop jy nie die gang af? Sê, net ons iemand te ken. Ek kan doen wat ek wil. Ek kan doen wat ek wil. Ek kan intercede. Ek kan positief dink. Ek kan iemand bel en iets probeer reël. Ek kan doen net wat ek wil. As ek saam met my vrou gaan groceries koop, kry ek die trolley met die wielietjie wat so Daar's 'n ry van 600 trollies. Ek en 'n ander ou kom gelyk aan. Dog het ek myne kry voor sy en ek dog, aha, nee, wag 'n bietjie. Laat hy gaan. Hy vat die laaste een sonder die wielietjie wat so maak. En loop ek met hierdie ding. Jy weet hoe lyk ek, daar's mans wat uit liefde uit saam met hulle vrouens gaan groceries koop. Want jy moet tyd saam met jou vrou spandeer. Dis waaroor die lewe gaan, dis waaroor die verhoudings gaan. Bou dit. Nou gaan koop ek saam met my vrou groceries. Stap ek, gaan shop saam met haar. Nou loop ek.
Kinders is by ons. Daar's net 3 tipes mans wat saam met hulle vrouens krousies koop. 1 uur ouens, 2 uur ouens en 3 uur ouens. Die 1 uur ou lyk soos sy vrou se man. Hy stoot 'n grocery trolley, maar 'n paar pakkies in. Miskien 'n klein seentjie. En die seentjie se sussie. En dis 'n gelukkige Afrikaanse familie. Die 2 uur man loop met 'n voller grocery trolley. Daar's wit goed wat onder uitdrup. Die seentjie is moontlik nog daar. En die dogtertjie hang aan sy sak. Die 3 uur man sit in een van die gange op 'n bankie. Met 'n handsak om sy nek. En 'n meisie van 26 langsom wat sê sy sy dogtertjie. Aan hierdie kant sit 'n dude op dieselfde bankie. En hy is te bang om hom te vra of hy okay is. Hy is nie bang vir die ou nie, hy is bang vir die spinnekop wat in sy oor nes gemaak het. En daai ou is nie meer so vriendelik nie. Hy maak of as hy nie sy buurman ken nie. Die ding van getroude lewe is dat, dis 'n wonderlike ding. Jou vrou weet naderhand wat jy dink. En ek is nie sarkasties nie, ek verwelkom dit, want as daar 1 mens in die huis wat weet wat ek dink. En ek het dit gesien kom. Maar ek meen, voor ek my vrou ontmoet het, het ek amper 'n psyche girlfriend gehad. Want sy het my gelos 2 dae voor ons ontmoet het. My vrou het hierdie wonderlike manier om te probeer spaar, en ek waardeer dit. Met oorskiet kos. Sy maak 'n bietjie te veel vir vanaand. Dan bære sy dit in 'n Tupperware bakkie. In die yskas. Nou voel sy darm nie sy wil môre aand vir ons weer dieselfde kos gee nie. So nou maak sy vir ons ander kos. En daar bly 'n bietjie oor. Sy bære dit in 'n Tupperware bakkie. Net voor gisteraandsin. Gisteraandsin skuif 1 posisie terug. Dan sit ek rustig in my sitkamer. 1 aand. Ek tuig uit oor my grasperk, waar die kinders huppel. En my vrou kom van die kombuis af, met 'n Tupperware bakkie. Die een hoek is opgelig. Sy hou hom 1 armlengte van haarself af. Kom nader aan my. Sê, proe bietjie of het sleg geword het. Besef sy nie, ek is die broodwinner. Wat as dit sleg geword het? Kap ek om soos op die golfbaan.
Ek gaan speel golf, ek moet probeer. Ek het op die harde manier uitgevind wat beteken vol. Bal! Loop ek vir 2 weke met die woord pinnacle agterste voor op my kop geskryf. Wat is daai? Advertensie. Nou begin my kinders dieselfde ding aanleer. Hulle kom na my toe met 'n melkboks. Dad, proef het suur geword het? Nee. Hoe kom ek? Ek se vir julle sorg, vra jou ma. Ons het 2 reëls in ons huis. As die melk suurryk, gee dit vir die kat. Right? Want ek is lief vir katte. En my vrou sê ek, vrou, as jy die Tupperware bakkie oopmaak, en dit wat daar binne is, lyk soos die aardbol van ver af. Blou en bruin met grys en wit kolle. Hier is wat ek voorstel. Skep diep, vrou, anders word ons almal wragtig siek. My vrou verstaan nie, hoekom praat ek met die creepy crawly nie. Ek meen, sy sien ek praat met die grasnyer. Om praat is miskien nie die regte woord nie. My liefie? Ja, wat? Hy's elektries. Nou doen ek nie meer tuinwerk nie. Ek kry iemand wat die geld ook nodig het. Nou kom die hele vakansie nie. Sê my vrou vir my, dis Dinsdag, 5 weke later. Het Jonah gekom? Dus ek weet nie, ek kan nie sien nie. Ek dink hy's daar. My vrou sê, ons kan nie so leef nie, dit is onveilig. Weet ons my vrou, sy lê in die aand in die bed. Hoor sy iets in die kombuis. Sê, vrou is die kat. Sê, nee, het klink nie so nie. Sê, is die kat of iets, man? Sê, nee, het klink nie so nie. Het klink soos 'n geraas wat iemand probeer. Het klink soos 'n geraas wat iemand maak. Het klink soos 'n geraas wat iemand maak wat probeer om nie 'n geraas te maak nie. Sê, ek slaap, vrou. Sê, okay. Lekker. Priester in die huis. Ja. Die creepy crawly het 'n love affair met die trappie. Ek betaal R1300 vir jou. Gaan maak daar skoon. Daar waar die vuil kol is. Haal ek 'n pyp uit. Lees ek die boek. Sit 'n pyp terug.
Ek haal hierdie trap uit, nee pa. Dan kom my vrou, deur die kombuisvenster. Liefie? Creepy crawly, hoor jou nie? Dink ja, weet jy wat? So goed dat ek so 'n vrou het. Ek nooit daaraan gedink nie. Dink sy ons nooit onder die water hoor nie. Hallo kom ek. Ter afsluiting. Is tyd ons rigting in die lewe kry. Meeste van ons is rigtingloos. Ek bedoel, regtig. Ons verwag nie dat ons van die lewe iets gaan maak nie. En grip vat in die lewe iets maak nie. Daar's 'n paar sulke ouens. Ons noem hulle philanthropists of entrepreneurs. Ek meen, dis ouens wat die lewe so gegrip het en so sukses daarvan gemaak het. Dat hulle so baie geld gemaak het. En ek sê kwaad vir hulle nie. Maar hulle het soveel mag. En ek sê nie wie ek praat nie. Hulle het soveel mag dat hulle dit reg kry om die hele ganse tegnologiese wêreld te oortuig daarvan dat as jy 'n ding wil afsit, moet jy die startknoppie druk. Maar mense verstaan dit nie. Ek hoor van 'n ou nou die dag, hy sê vir sy ma e-mail gekry. Computer met e-mail. Wat sy net kan kommunikeer met hulle. Nou is dit fancy. Nuwe deesdae se goed. Windows wie staan so en praat met jou en al daai tipe goed, jy weet. Sit die rekenaar aan. Oh, that's mooi. You've got mail. Gaan sy uit. Ja, diese spel gemaakt. Hoe zet ek hom af? Klik start maar. As ons meer rigting in die lewe kry, net uitvind wat is nie die algemene doel nie. Nie die algemene wil vir jou lewe wat ons Skepper vir jou het nie, maar sy perfekte wil. Nie wat gebeur as kop 'n turbo in. En dinge begin gebeur rondom jou. En die lewe begin eenvoudig net om geaktiveer te raak rondom jou. Dis my hartsbegeerte. Dat as 'n mens geleer het om te lag, jouself te wees, die genesing van lag begin ervaar ook in jou lewe. En jy begin die perfekte wil van God in jou lewe soek. Laat jy die turbo van die lewe laat inskop. Want is op daai punt waar jou vrou jou ook verstaan. En waar sy weet hoekom ek nie vir aanwysings langs die pad vra nie. En daar's 'n goeie rede hoekom ek nie vir aanwysings langs die pad vra nie, en sy weet dit. Want ek het in Durban groot geword. En as jy vir iemand in Durban die pad vra, is jy gone. Weet jy hoekom? Oh, you want to go to the city hall, right? Okay, that's right. You go to the stop, right? Then you turn left, right? Once you turn left, right, you get to a turning circle, right? You get to a traffic light, you go left, right? Don't go right, right? You want to go left, right? Baie dankie, dit was lekker om saam met julle te wees. Onthou, meeste goed in die lewe is lekker slaap. Dankie saam julle. Kom, join my op die vloer. Say goodbye vir die mense by die huis. Kom allemaal, die van julle wat wil. Nog mense op die stage.